Here raak my aan dat ek kan verstaan die doel met my lewe. Wanneer ons erediens met hierdie woorde begin, Here, is dit die woorde wat in ons harte lê. Die woorde van dankbaarheid wat ook sê dat in my die wete is en leef, die belydenis bestaan, dat U wat alles geskep het, ook na my kyk, vir my sorg en altyd by my is. Aan U kom toe alle eer, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Huis verlede week in Palmerston het een van ons jong lidmate 'n portret van my geteken terwyl ek voorbesig was. Dis nou iets wat in my Bybel die boekmerk is, maar dis 'n portret van my wat my baie goed voel. Ons lees vandag 'n gedeelte uit Matteus 28. Nou, gewoonlik as 'n mens na hierdie gedeelte kyk, dan kyk jy dit aan Handelinge 1. Dis die laaste afspraak wat Jesus het, wat opgeteken is, opgeneem is met sy disippels net voor sy hemelvaart. Maar in Matteus 28, die laaste paar verse van die evangelie, kry jy dit ook. Jy kry dit vanuit 'n ander paar oë uit. En hier, 'n verskillike mooi opdrag, wat vandag steeds geld en tel. Ons lees uit Matteus 28, ons gaan lees vanaf vers 16 tot en met vers 20, gedeelte met die opskrif Jesus se laaste opdrag. Lees uit die 2020 vertaling. Die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle ontbied het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Maar sommige het getwyfel. Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan en maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dag tot aan die volëinding van die tyd. Ons hoor sy laaste woord en ons weet wat hierna gebeur het. Ons weet van die wolk wat hom weggeneem het, van hierdie geliefde wat al hoe kleiner geword het, en ons weet van die belofte wat bly vasstaan het, ek kom weer. Ons leef steeds vandag in daardie belofte. Terwyl ons so bly sit, kom ons sluit ons oë. Here, ek is volgende hier. Nie om 'n lys van goed kerk toe te bring, wat pla, wat ek opgelos wil hê, wat ek wil hê u moet aandag aan gee nie. Ek is hier om saam met ander mense te sing oor u grootheid. Om saam met ander mense stil te word, Here. Omdat ek elke dag kan sien hoe u besig is in my lewe. Partykeer verstaan ek wat gebeur, Here. Partykeer verheug ek my in dit wat met my gebeur. Somtyds is dit vir my moeiliker. Al wat ek kan sê is dat u deur die Heilige Gees gedurig met my besig is. Dis daardie wete, daardie gevoel, daardie gedagte, daardie stemmetjie wat my rustig maak in 'n storm, wat vir my vrede gee, al verstaan ek nie altyd alles nie, wat vir my hoop bring, al lyk dinge nie altyd rooskleurig nie, wat my somtyds ook, Here, vermaan, wat my somtyds ook nader bring, wat my somtyds ook troos. U is gedurig besig met my, Here. En daarom wil ek u dankie sê, en ek wil dit doen saam met mense wat saam met my glo, saam met medegelowiges, saam met geliefdes, saam met mense wat met die tyd saam soos familie word, Here. En dis hoekom ons by mekaar is.
om U naam te heilig. Wanneer ons hier uitstap, begin môre weer 'n nuwe werkweek, 'n nuwe skoolweek. Voor ons lê 'n lang naweek, dankie ook daarvoor, Here. Maar terwyl ek besig is by die werk of by die skool, of met my familie, of met my gesin, of met my jong klein kindertjies, dankie dat U vir my gee, wat ek op 'n sekere tydstip nodig het. Dankie, Here, dat U ook nie skroom om my somtyds tereg te wys nie, om my somtyds in 'n ander rigting in te druk nie, om my somtyds 2 keer te laat dink oor wat ek sê of wat ek doen nie. U opdrag staan steeds vas in my lewe. En ons maak nie altyd disippels, Here, deur vir almal van U te vertel nie. Somtyds hou mense ons dop, hoe ons optree, wat ons doen, hoe ons leef. En dan sien hulle U raak, of nie. Help my om meer betrokke te wees, Here. Nie net by die woorde wat ek sê nie, maar die lewe wat ek leef. Help my om meer kere te vra, wat sou U gedoen het, wat sou U gesê het, wat verwag U van my? Maar die oomblik as ek dit doen, dan antwoord ek nie met woorde nie, maar met my hele gesindheid. Dankie vir 'n geleentheid wat ons het, om ook vir ons geliefdes te bid. Nie almal weet altyd waardeur ander mense gaan nie. Dankie vir 'n geleentheid wat ons het om vir ons kinders te bid, Here. Hulle maak ons kwaad, hulle maak ons trots. Ons ontvang hulle in U liefde. Dankie vir 'n geleentheid om vir ouers te bid. Baie van ons se ouers sit ver. Dankie vir 'n geleentheid om vir mense wat teen aan my leef te bid, maar ook vir hulle wat ver is, na wie ek verlang. Dankie vir 'n geleentheid om te bid, laat U wil met my geskied, Here. Ons bring U lof en eer, heerlikheid, die vreugde sit op ons lippe, want dit leef in ons hart. Amen. As 'n mens van 'n berg hoor in die Bybel, veral die Ou Testament, dan weet jy, dis die plek waar God hom altyd geopenbaar het. As God 'n taak gehad het vir mense om te doen, as hy met hulle in kontak wou kom, was daar altyd een wat teen 'n berg op moes gaan, om te hoor wat wil God sê, wat 'n regulasies is daar, wat 'n wette is daar, wat 'n bepalings is daar, wat wil God, wat 'n boodskap wil hy gee. Daar was altyd 'n berg betrokke. En selfs in die Nuwe Testament, as Jesus partykeer van skares af wou wegkom, of net 'n oomblik van stilte wil hê, het hy teen 'n berg opgegaan om met God te verkeer, om rustig te raak. Maar nou by Jesus self, het sy aardse bediening by 'n berg begin, by 'n berg geëindig. Iewester in Galilea, die berg se naam word nie genoem nie. Ons lees in Matteus 5, Jesus was besig in Galilea, die skares het groter geword, en dan gaan hy teen 'n berg op, seker maar 'n heuweltjie soos wat ons dit hier ken, en gaan sit hy daar om die skare te leer. Dis hoe alles begin het, Matteus 5, die bergrede, sy eerste preek. Teen 'n heuwel, teen 'n hang, teen 'n bergie in Galilea. En nou oor is 3 jaar later, nadat hy gekruisig is, begrawe is, die dood oorwin het, opgestaan het, en vir 40 dae nou amper by die mense was, sê hy weer vir die disippels, die 11 wat oor is, om hom in Galilea te ontmoet, en weer eens by 'n berg, of 'n hoogte, of 'n heuwel. Soos wat hy 3 jaar terug begin het, eindig hy ook nou. Daar's vir oulaas 'n byeenkoms op 'n berg in Galilea. Wat Jesus hier doen, hy gee vir oulaas 'n paar woorde vir sy mense, laaste woorde. En baie keer is iemand se laaste woorde hulle belangrikste woorde, want dit som hulle lewens op.
En dit breek regtig ook wat in hulle harte aan die gang was. En dan kom Jesus in sy laaste woorde, is 'n paar opdragte. Gaan en maak mense uit alle nasies my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. Dis sy opdrag. Maar dan kom jy agter, net voordat hy hierdie opdrag gee, lê hy eers 'n basis. Hy skep as dit ware 'n houer, waarin jy hierdie opdrag, hierdie woorde, vir die res van jou lewe moet ronddra. Dit was nodig vir die mense om iets te hoor, voordat hulle hoor, gaan. Wat was die basis? Iets wat ek en jy baie keer vergeet. Iets wat ons vinnig uit die oog verloor. Wat was die basis voor Jesus se laaste woorde? Die woorde wat sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek weet dit is 'n kort versie, maar dit sê baie. Aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En as jy nou na die hemelse kant toe gaan en jy lees Openbaring 5 toe Jesus daar aankom, was hy die lam wat die mag gehad het om die boekrol oop te maak, wat die toekoms bepaal. So in die hemel is sy mag daar, maar ook hier op aarde. Hier waar ouens besig is elke haan op sy eie miskoop en probeer koninkraai, alle mag is aan my gegee. In die hemel en op die aarde. Wat beteken dit? Alle gesag behoort aan hom. Hy is ten volle in beheer, ook in jou lewe. Hy kom nie agterna op 'n toneel aan en jy moet hom inlig nie. Hy is ten volle in beheer van jou lewe. Hy bepaal alles. Dis sy wil wat hy laat geskied. Dis hy wat die keuse gehad het om jou te vergewe, om jou vry te maak, om jou lewe in sy hand te hou vas. Dis hy wat jou lewe verander, dis hy wat jou bewaar, en dis hy wat hoop gee vir die toekoms. Daai gevoel wat jy soms het van hoop wat iewers vandaan kom, en jy weet nie waar nie, alle mag is ten volle aan my gegee. Hoekom sê dit nou? Want dit waarvoor die mense die bangste was, wat die grootste mag en die gesag gehad het, volgens mense, die dood, het hy sopas oorwin. Hy het die dood oorwin. Hy het gesê, die lewe wat ek gee, met my mag strek verder, as 'n liggaam wat ophou asemhaal en 'n hart wat ophou klop. So van die begin af maak die Here dit duidelik, voor enige opdrag, ek is ten volle in beheer, en ek beplan om ten volle in beheer te bly. Maar nou het hy by 'n punt gekom na 3 jaar, wat sy onderrig hier op aarde nou tot op 'n einde kom. En voordat hy begin leer het, en voordat hy die pad gestap het, en toe hy sy eerste disippels nader geroep het, het hy presies die teenoorgestelde geklink. Toe het hy gesê, kom agter my aan, kom saam met my, volg my, was sy eerste woorde. En baie mense het alles net so gelos en hom gevolg. Wat hy gedoen het daar in die begin word so mooi saamgevat in Matteus 11, toe hy gesê het, kom almal na my toe wat moeg en oorlaai is. En kyk, kom het hulle gekom. Skares, mense. Die woord skare word 49 keer in die Matteus Evangelie gebruik. En daai skares het gekom met hulle nood, met hulle siektes, met hulle ellendes, met hulle honger. Elke keer verstom gestaan voor wat hy doen en wat hy reg kry. Daai skares het op Palmsondag gesing, Hosanna. Daai skares het 5 dae later geskree, kruisig hom. Maar nou is die tyd verby.
En in plaas daarvan om te sê, kom, gebruik hy die woord, gaan. Party van die skares het nader gekom. Toe hy vir hulle gesê het, aanvanklik, kom, volg my, het hulle dit gedoen. Dit het hulle disippels gemaak. Skares het altyd gekom en gegaan. Disippels het gebly. Die woord disipel 65 keer in die evangelie. Mense wat op 'n stadium deel was van die skare daar buite, maar wie se hart Jesus aangeraak het met sy teenwoordigheid en wat altyd by hom wou wees. Maar nou is hulle by hierdie punt. En hulle status verander op hierdie stadium. Tot op hierdie punt was hulle Jesus se disippels. Disipel beteken volgeling, leerder, student. Maar nou maak hy hulle apostels. Apostel beteken boodskapper, verkondiger. Voorheen het hy gesê, kom, ek stap voor. Nou sê hy, gaan. Jy moet nou gaan voorstap. Gaan. Griekse woord poreiomai, wat beteken gaan, beweeg, skoort, reis. Onthou baie keer as jy by mense kuier, dan word kinders verwyder, hulle word geporeiomai, daar word hulle gesê, daar gaan jy. Dis eintlik wat poreiomai beteken. Gaan, beweeg, reis, skedaddle. En wat wonderlik is hier, as Jesus hier vir hulle sê, gaan, gebruik hy dit in die verlede vorm. Hy sê, daai streep wat daar trek, dis julle. Jy het klaar gegaan. Dis eintlik wat hier staan. Julle het klaar gegaan, maak die mense my disippels. Nou hierdie was nie 'n vreemde woord vir Jesus nie. Terwyl hy op aarde was in hierdie 3 jaar, het hy beweeg. Ouens wat sy spore navors, wat so 'n bietjie gaan lyne trek het, en gesê, dis moontlik dat hy in hierdie 3 jaar 5000 km per voet afgelê het. Hy was altyd besig om te beweeg. Eintlik as jy die hele Bybel lees, was mense altyd aan beweeg. Abraham op 75 hoor by God, gaan. Die profete hoor gedurig, gaan. Die Israeliete trek 40 jaar lank aan 'n stukkie pad wat jy in 'n paar dae kan voltooi. Paulus op die einde, hoeveel sendingreise, daar gaan jy. En nou kom 'n mens by ons. 'n Paar jaar gelede, kan 'n paar dekades gelede wees, was daar 'n nuwe gadget bekendgestel, die Health Walker. Wat jy eenvoudig vir die TV gaan parkeer het, en dan kan jy nou loop daar in die lig en maarder word terwyl jy jou seepie kyk. En ek wonder altyd wat dit aan 'n mens se siege doen, want jou brein sê, jy gee tree en jy beweeg, maar jou voete sê eintlik staan ons stil op een plek. En dan kom ek agter baie keer, het ons 'n health walker mentaliteit. Want hierdie opdrag staan vas. Gaan. Kyk 'n bietjie die nood raak om jou. Gaan doen iets. Gaan raak betrokke. Gaan maak mense my disippels. Gaan vertel hulle van my. En ons dink baie keer ons beweeg. Ons is aan die gang. Ons brand vir die Here, maar ons doen nie help hoekie. Ons staan stil op een plek. En eintlik is ons baie soos die skares. Die skares in Jesus se lewe het altyd gekom en weer gegaan. As daar nood was, was hulle naby. As die nood opgelos was, het hulle weer verdwyn. Nooit lank genoeg by hom gebly om disippels te word nie. Was altyd verbaas en verwonderd oor sy wonderwerke, maar het dan weer huis toe gegaan. Nooit gevolg nie. Nooit werklik agter hom aangegaan. Dit was mense wat van die begin af agtergekom en hierdie man praat anders. Sy woorde is anders. By die bergrede het hulle dit al agtergekom. Maar
gaan nooit lank genoeg gebly om werklik te volg nie. Nou hoor die disippels gaan oral na almal toe. Gaan vat die evangelie. Evangelie is die Griekse woord vir goeie nuus. Dis wat evangelie beteken. Goeie nuus. Gaan loop met hierdie goeie nuus. Gaan versprei hierdie goeie nuus. Eie mense toe, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Doop almal wat voorkom. Daai mooi gedeelte in Handelinge 2 vers 39 wat God beloof het is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is en vir almal wat God na hom toe sal roep. Gaan maak hierdie mense my disippels. En dis die tweede opdrag wat saam met gaan maak mense my disippels uit alle nasies. Tot dusver het die Jode gedink Jesus het vir hulle gekom. Baie mense het gedink hy was net vir die Jode. Op sy kruis was die bordjie vasgeklap. Jesus koning van die Jode. Eintlik weet ons sy hele lewe het gewys almal is welkom. Nou kom Jesus en hy sê, gaan boerie om my, beweeg en gaan maak disippels uit alle nasies. Lees gerus Handelinge. Dit sou harde werk wees. Net soos hy sou mense weggejaag word, net soos hy sou deure in hulle gesigte toegemaak word, net soos hy sou hulle lewens hoeveel keer in gevaar gewees het, net soos hy sou hulle te doen gehad het met mense wat sê ek wil niks hiermee te doen hê nie. Ek en jy ervaar dit ook vandag. Mense lag jou uit as jy sy naam op jou lippe het. Maar dit vat nie sy opdrag weg nie. Dit trek nie 'n streep deur sy woorde nie. Dit was tyd vir 'n nuwe tyd. Daar moes mure plat geslaan word, daar moes grense plat getrap word, die evangelie versprei vir almal, vir elkeen oral. Daar moes nuwe paaie eintlik uitgeleef word. Dit sou nie maklik wees nie. En dan kom jy agter hierdie 3 jaar saam met Jesus, was nie 'n avontuur nie. Dit was 'n leerskool. Hy wou hê hierdie mense wat hy nou uitstuur, moet gaan doen wat hy met hulle gedoen het. En hy wou hê hulle lewens moet die vrugte dra van mense wat weet dat hulle aan die Here behoort en dat hulle deur hom vrygemaak is. Gaan en maak mense van alle nasies my disippels. 'n Opdrag wat steeds vasstaan. Baie keer dink 'n mens, jy moet na die uithoeke van die aarde te beweeg. Nee. Jy begin naby. Jy maak disippels as jy met jou kinders besig is. Jy maak disippels as die kinderbybel se blaaie merke op het. Jy maak disippels as jou deur agter jou toe is en jy hulle leer van wat Jesus jou geleer het. Jy maak disippels ongemaklik naby. Vergeet van eksotiese sendings na eksotiese eilande toe. Hierdie disipelmaker begin teen aan jou. Dis jou eerste opdrag. Jy doen dit ook nie uit jou eie krag nie. By die ander gedeelte in Handelinge 1 vers 8, waar Jesus by hierdie oomblik staan, sê hy, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees met jou werk.
'n derde opdrag, saam met gaan, maak mense my disippels, leer hulle van my. En nou wil ek sê, hierdie leer gebeur nie net met woorde nie. Hierdie leer is nie net 'n les wat jy aanbied en dan maak jy die boek toe en dan bære jy hom en dan gaan jy aan met jou lewe nie. Hierdie leer geskied met 'n Jesus gesindheid, met Jesus woorde en Jesus dade. Kom ek vertel vir jou, ware disippelskap is nooit 'n kursus wat jy kan voltooi nie. Jy is altyd besig om te leer. Ek weet as jy 'n jong bestuurder is, jy is 'n sekere ouderdom, en jy ry daai eerste keer in 'n kar, en jy begin bietjie meer die pad, dan moet daar 'n L wees, iewers op 'n ry. Ek weet nooit vooruit, agteruit, wie weet op hierdie stadium L op hulle ry, waar plak jy die ding? Voor. En as jy 'n L-kar sien, dan weet jy ook, jy moet maar mooi kyk, want hulle leer nog, nee. En op 'n stadium, dan word die jong mens nou volleerd, en hulle beweeg aan na 'n volgende punt toe, en dan is die L afgehaal. Dit beteken jy die eksamen geslaag, die L is nou nie meer nodig. As 'n disipel van die Here, dra jy altyd 'n L. Jy is altyd in opleiding. Jy is altyd besig om nog te leer. Jy word gevorm saam met hulle wat jy vorm. Jy leer saam met die wat jy leer. En kom ek vertel vir jou, jy kan maar jong begin hiermee. Op 'n stadium skryf Paulus vir Timoteus, moenie dat mense op jou neerkyk, net omdat hy jonk is nie. Maar wees jy vir alle mense 'n voorbeeld in woord, in gedrag, in liefde, in geloof en in reinheid. Begin jonk, begin klein. Baie keer is dit die geloof van 'n jong mens wat weer 'n ouer mens nader blik. En dan sluit Jesus af. Soos dat hy 'n basis gelê het, voordat hy gesê het, gaan, maak mense my disippels en leer hulle, sluit hy af met iets wat by hierdie basis aansluit. In vers 18 voor sy opdrag het hy gesê, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee. En nou sluit hy af en hy sê, ek is by julle tot in die einde van die aarde. In vers 18 gee hy 'n bevestiging, alle mag is aan my gegee. In vers 20 maak hy 'n belofte. Ek sal by jou wees. Ek is by jou. Wat doen Jesus? Hy fokus nie op ons swakheid, ons broosheid, ons beperkings, en ons foute nie, want ons het baie. Hy sê, ek is by jou. As jy moet gaan, mense, disippels maak, hulle moet leer, ek is by jou. Fokus op my krag, my woorde, my geduld. Fokus op my alomteenwoordigheid, fokus op my hoop, wat niemand uit jou uit kan vat nie. Ek wil dit baie duidelik maak. Ons is nooit alleen nie. Jy is nooit alleen nie. Al het jou pelle jou gelos. Al pas jy nie lekker in by ander mense nie. Al is jy die swart skaap van die familie, jy is nie alleen nie. Fokus daarop. Soos wat die Here ons toegerus het en ons eintlik toegelaat het in sy leerskool van sy woorde, sy dade, sy optrede, so rus hy ons toe deur sy Heilige Gees om te doen met ander wat hy met ons gedoen het.
Hierdie woorde skep eintlik 'n perfekte raam rondom al sy opdragte. Ek het alle mag in die hemel en aarde, en onthou, ek is altyd by jou. Ek sluit af, typies Jesus, bring sy woorde mens altyd by 'n kruispunt. Gaan ek sê wat hy sê of nie? Gaan ek doen wat hy doen of nie? Gaan ek leef soos wat hy wil hê ek moet leef of nie? Gaan ek my vertroue by hom kry of nie? Gaan ek vasmaak aan sy teenwoordigheid of nie? Gaan ek deel wees van sy koninkryk of nie? Die Here gee vir ons die voorreg om 'n keuse te maak. Maar een ding staan vas tot vandag toe. Sy opdrag. Gaan, maak mense my disippels en leer hulle van my. Amen. Here, ek hoef nie ver te gaan om disippels van U te vind nie. Ek hoef nie ver te gaan, Here, om te begin leef soos wat U gelewe het nie. Ek hoef nie ver te gaan om U liefde te wys, U geduld, U vergifnis en U lewe. Gebruik my dan, Here. En maak my bewus elke keer deur die Heilige Gees as U my gebruik. Help my om in dankbaarheid raak te sien as ek in geduld en liefde opgetree het en nie in woede nie. As ek iemand aangeraak het in U teenwoordigheid en met hoop bekleed en nie met moedeloosheid nie. Dankie, Here, dat U deur die Heilige Gees met my besig is. Amen. Ontvang die seën van die Here en elkeen van u gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen bly wees. Amen.